Week 12 tot 20 April, aan sy se eervolle vermelding, prosa stuk. Rylopers, geskryf deur Müller Kroukamp. Wim en sy vriend was in diep gesprek op die snelweg. Dit was in die tyd toe dit nog veilig was om 'n ryloper op te laai. Hulle het by die man verbygery, sonder hom te sien. Dit was eers toe hy in sy triespieeltjie kyk, dat die man kleiner word. Sonder 'n tweede gedagte het hy die motor tot stilstand gedwing, binne die geelstreep. In die terugry het die man groter geword, tot by die oop venster, uit asem na die gulsige langbeen tree. "Waarheen is jy op pad?" Die man het sy effens gehavende hemp reggetrek. Sy deurmekaar hare was verskoonbaar. Daar was smeek in sy oë. Die rooi daarin het seker sy eie storie om te vertel. "Pretoria toe, meneer." Die rasper was in sy stem. Om sy lippe was harde stoppels. Dis vanselfsprekend dat hierdie pad slegs soontoe loop. "Klim." Oor die karige handbagasie het hy mooi sorgvuldig sy hande gevou, nadat hy die deur vir die tweede keer agter hom toegeklap het. Wim en sy vriend het hulle gesprek probeer voortsit, maar dit wou nie meer voort nie. Intussen het Steve sy besittingsbondeltjie langs hom gesit. Een hand het dit steeds beskerm. Wanneer hulle Steve probeer uitvra het, was die antwoorde maar vaag. Niemand was meer spraaksaam in die kajuit nie. Die geboue van die stad het nader gekom. "Waar in Pretoria kan ons jou aflaai, Steve?" "Sommer maar enige plek, meneer." Enige plek beteken mos geen plek. En waar het hy gisteraand geslaap? "Sommer daar, diskant, Belfast, onder 'n boom, meneer." Dis amper winter. Paasnaweek is al amper vergete. Toe die son rooi tussen die jacarandas begin sak, het Wim links gedraai, sonder om te stop. Huis toe. Hy het geweet, daar wag 'n komberslose nag vir Steve, iewers in 'n hoel. Sy vrou se maatskaplike hart het verstaan. Dit was ook nie die eerste keer nie. Die spaarkamer was vir Steve se oë 'n luukse. Die rondkyk het alles verklap. En die badkamer is net langs aan. Seep was 'n skaars artikel, dit kon jy ruik. Drank was nog in sy asem. Wim het iets te eet vir hom kamer toe gevat, nadat die stortwater ophou vloei het. Steve was nie gemaklik om saam met hulle aan tafel te eet nie. Hy het weer dieselfde klere aangehad. Soos 'n wilde kat wat die vars melk nie vertrou nie, was sy oë die volgende oggend agterdogtig in die warm kombuis. Iewers het 'n vuurtjie vir die winterbuiter geknetter. Na nog 'n boerbeskuit en die koffie, het die wild effens in sy oë bedaar. Wim en sy vrou het besef, hierdie man se heenkome is doelloos. Hoe en hoekom die klappe van die lewe hom tot hier gebring het, was nie vandag se storie nie. En of hy nog 'n dag langer hier wil bly, totdat sy dinge uitgesorteer is. "Dankbaar, meneer." Die enkele dae het 'n week geword. Die week het 'n maand geword. Steve het saam met hulle aan tafel begin eet. Hulle vermoede van ongesonde afhanklikheidsmiddele is bevestig. Soos 'n kat wat toe oë aan sy pak afgeroomde melk drink, het hy hulle begin vertrou. Gesê van die vrou, en hy kan nie onthou wanneer laas hy hulle gesien het nie. Wanneer hy grepe van sy storie vertel het, het die mondhoeke verbitter. Sy oë het verlang. Hulle het geweet die dwelms bly 'n broeiende probleem. Die maand het 'n jaar geword. Steve het 'n eie sleutel van die huis gehad. Hy het 'n kind geword. Etenstye was skertstye. Soms het hulle woordeloos sy oë rooi opgemerk. Met tye het hy in sy kamer onttrek. Ander kere
het hulle saam voor die TV geroes. Soggens het dit sy werk geword om die brood vir ontbyt te toast. So die saamleeflewe hulle gewoonte geword. Een oggend het Wim en sy vrou gewag vir die geroosterde broodjie. Sy kamerdeur was nog toe. Die badkamer stil. Sy bed was mooi opgemaak. Die klere wat hulle intussen vir hom gekoop het netjies in die kas gehang. Miskien moes hy net vroeg iewers een uit. Die stilte van een dag het 'n week geword. Die huis was onnatuurlik. Die week het 'n maand geword, sonder die botter wat in 'n warm gesnyde stukkie brood insmelt. En die maand het 'n jaar geword. Jare. Geen nuus nie. Nie oor lewe nie en ook nie oor dood nie. Die lewe moes voort. Daar was navraag en soek na. Telefoonoproepe wat moontlik tot 'n leidraad iewers sou lei. Die tyd het getik. 10 jaar later het Wim sy nuwe selfoon geantwoord en Steve se stem herken voordat hy sy naam kon noem. Die vraag het in 'n stilte gestoel. Kan ek kom hallo sê? Bly julle nog op dieselfde plek? Sal môreoggend pas? Asof dit gister was, het Steve die brood uit die blik gehaal en getoast. Die ekstra botter het weggesmelt. Gebruik sommer dieselfde mes om mee te eet. Die nuwe koffiemasjien het die kombuis vol bone gemaak. Hou jy nog van sunny side up eiers? Die praat was nie so sukkelend soos die eerste dag op pad Pretoria toe nie. Hulle was bekendes wat oor gister gepraat het. Die jare het gryser wyshede gewys. Begin by die begin, man, toe ons mekaar laas gesien het. Toe jy net een oggend. My voete het my Johannesburg toe gevat. Sy oë was weer rooi, maar anders rooierig as 10 jaar gelede. Soos wat hy praat, het hy nie eers die traanstreep afgevee nie. Daar het ek die Sodom en Gomorra uit my sisteem moes kry. Ek het julle sien lief wees vir mekaar, vir die Here, vir my. Na 1 jaar by 'n gemeente het hulle my familie geword, soos wat julle vir my was. Hulle het my ingetrek in die Bybelskool, waar ek die hoekom van my lewe ontdek het. Boustene wat hierdie mirasie herstel het. Ek het onlangs 'n bouvallige plek opgebou. Vandag huisves ek mense daarin, soos julle my ingetrek het. Doellose rylopers van die lewe. Steve kon weer lief kry. Ons tweede enetjie is juis op pad. En Wimpie gaan 'n trotse ou boet wees. Voorgelees en saamgestel deur Christa Diedriks.